Die tent in die woestyn word eintlik 'n aangrypende tema met die fokus wat Dr. Christo Nodee vir ons gee in sy praatjie Sout en Peper op die tent daar in die woestyn wat die tabernakel is om die teenwoordigheid van God onder sy volk bekend te maak en te bevestig. Maar ook wat dit vir ons beteken as ons dit lees. En hoekom moet ons dit lees? Wat beteken die simboliek? Ja, vir die Israeliete, maar ons, net soos die Israeliete, is die volk van God en daarom kan ons saam lees, luister en hoor wat sê die Here ook vir ons as die volk van hom. Ons gesels vanmiddag met Dr. Christo Nodee, die tabernakel wat die Here in baie duidelike terme en opdrag en arkitektoniese voorskrifte vir Moses gegee het hoe om op te sit en voorberei en die hele opslaan proses. En natuurlik voordat hy opgeslaan moes al hierdie goed gemaak word. Middag Christo, vertel jy vir ons van die tent in die woestyn. Middag Willem, en middag aan almal wat luister. Ja, dis lekker om weer 'n bietjie te kuier saam. En vandag praat ons so 'n bietjie oor die tent in die woestyn. Ons het nou al gesien dat die tent was op 'n sekere plek geposisioneer met 'n baie spesifieke rede en dit was tussen die tente in die middel van die volk se tentwonings. En dat die rede daarvoor was is dat God sentraal wil staan in ons lewens. Maak nie saak waar ons is nie, of ons in die woestyn is, of ons in 'n gemeenskap is. Baie belangrik dat ons weet dat die Here wou die volk bewus maak daarvan, hy is die God. Hy is die God wat hulle uit Egipte gelei het, hy is die God wat hulle gebring het waar hulle is, en hy is die God wat hulle sal neem na waar hulle moet wees. Daarom staan hy in die middel en is alles wat die volk doen of sê gesentreer rondom die middel van die volk en dit is waar die Here dan nou is. So ek dink dis die belangrike Willem as ons dan nou praat van die tentwoning, gaan dit eintlik daaroor dat God het onder ons kom tent opslaan. En dit was vir Israel belangrik. Ons het gesê, ons is ook Israeliete en daarom is die volk ook tussen ons en vir ons belangrik oor hoe God met hulle omgaan en dan uiteindelik vir ons as gelowiges vandag, wat kinders van Abraham is, geld baie van dieselfde soort goeders dan ook vir ons in ons lewe. Christo, net so ter bevestiging wil ek eintlik sê, die feit dat God sê hy kom onder sy volk woon, hy woon toch reeds daar. Het is nie asof hy nou ewe skielik fisies daar kom bly nie. Verduidelik net vir ons, hoe praat die Here met ons oor hierdie woon van hom onder sy volk? Willem, ek dink dis 'n verskriklike belangrike ding wat jy sê. Dis nooit dat die volk skielik godloos was totdat die tabernakel gebou is en skielik het hulle nou 'n God gekry. Maar die Here is besig om vir Israel en vir jou en my wat die stuk lees in Exodus te verduidelik hoe hy gedien moet word. So hy is besig om vir ons te help met 'n bloudruk, dat ons kan verstaan wie hy, hoe hy ons sien, wat hy wil hê die verhouding moet wees tussen ons en hom, sodat ons uiteindelik by die Here kan uitkom en op 'n wonderlike manier tuis kan kom saam met die Here. So dit is uiteindelik waaroor dit dan nou uiteindelik gaan. Ja, so dit het nie die Here regtig nader gebring nie, maar eintlik net vir die volk 'n bevestiging dat hy daar is, en miskien vir ons as mense is dit goed om te weet. Dit laat my byna aan die sakramente dink, sonder om te ver te dwaal, jy weet, nou, net om iets te sien en te bevestig, God is daar. Dit is die teken dat hy daar is. Dit is nie hy nie, dit is net die teken dat hy daar is en met ons loop en by ons bly. Iets daarvan, nee. Dankie Willem, ja, dit is presies dit, dat hierdie is tekens om vir ons te help om te weet wat vir die Here belangrik is. Want uiteindelik, dis hoekom hy in die middel staan, dis vir hom belangrik. Nee, dis nie noodwendig vir jou en my belangrik nie,
Wat vir ons belangrik is hoe wil die Here hê dat ek tot hom moet nader, dat ek hom moet aanbid. Want baie keer het 'n mens 'n skeefgetrekte houding en gedagtes wanneer jy met God te doen het, want my ouers het op 'n sekere manier opgetree. In die kerk leer ek sekere maniere. En hierdie maatjie van my, of daai vriend van my, of daai kennis wat ek het 'n sekere manier van doen. En skielik klink dit vir my lekker, aanvaarbaar, interessant. Wat dan gebeur is, ek vat dit sommer en maak 'n deel daarvan. So daarom het 'n mens nodig dat 'n mens na die Bybel toe gaan en sê, kom ons toets dit aan wat die Here se voorbeelde is. Wat die Here vir ons wil sê deur die tabernakel, om vir ons te sê van iets van sy afstand wat hy het vir ons en van ons, want hy is die heilige, maar aan die ander kant, hy wil ook toeganklik wees vir ons, en dat ons naby aan hom kan kom en met hom gemeenskap kan hê. So dit is die verskil wat ons hiermee te doen het, daai balans van, ons het met 'n heilige God te doen, wat sondeloos is, wat absoluut alles kan doen en alles weet, en aan die ander kant dat hy kontak maak met die mens, en homself uitnooi, om tussen ons te kom woon, en nou vra hy van ons, omdat ek hier tussen jou is, en tussen julle is, en ek is julle God, dit is wat ek wil hê, wat moet gebeur. Is dit nie fenomenaal dat die hele bediening met Moses, hoe en waar hy wil wees, hoe hy optree met die volk, en hoe die volk is nog net so van toepassing op my en jou vandag. Ons is nog steeds net die volk van God. Of het ek is en of het die gemeente of die gemeenskap is, hierdie is nog net vir ons so, hy is nog net so heilig, en hy is nog net so naby. Nee, dit het nie verander nie, want God verander nie. Ons het begin weer te sê, God is gister, vandag en môre presies dieselfde. So Willem heeltemal reg. As hierdie God onveranderlik ook is, tesame met al hierdie wonderlike ander eienskappe wat ons nou net genoem het, dan moet ons tog erns maak met die voorbeelde wat in die tabernakel vir ons uitgestal is, om iets te demonstreer van die verhouding tussen God en ek en ons. So ek dink dis vir my belangrik, Willem, en daarom dink ek is die tent in die woestyn vir ons dalk ook 'n manier om so bietjie stil te staan en net ons eie geloofsopvattings en ons eie geloofspraktyke en godsdienstige oefeninge bietjie te toets en te sê, het dit dieselfde waarde wat dit behoort te hê? Het dit dieselfde impak wat dit kan hê? Baie dankie Christo. Bietjie musiek en dan luister ons verder na Dr. Christo Nodee. Ja, ek het jou lekker in die rede geval, so jy kan gerus aangaan, jammer vir die draai wat ons geloop het. Ek dink dit is tog 'n belangrike draai, dat ons die hele tyd sê, dat ons het nou gesien, toe ons nou begin het ons half 'n bietjie gekyk na, waar is dit geposisioneer, en toe het ons die volgende gedoen, ons het so bietjie na die name gekyk, van die persone wat deur God gevra was, en opdrag gegee was, om die voormanne te wees, die hoofbouers, die ouens wat die argitekplan van God kan interpreteer en dit prakties kan gaan maak en pas, sodat dit word wat die Here bedoel het dit moet wees. En dit was Oliab en dan ook Besaliel. Oliab wat gesê het, hy woon in die tent van sy vader, en Besaliel wat naby aan God bly en woon en werk. So, dit is die gesindheid wat nodig is wanneer ons met God te doen het, dat hy eintlik so deel van ons daaglikse lewe is, dat my naam eintlik bekend moet staan as iemand wat naby aan God lewe. Daar was 'n omheining gewees en dan kon ek instap. Die instap was gewees met die kleure van rooi, blou en wit, om daardeur te sê dat Jesus het vir ons kom leer, ek is die ingang
ek is die weg en die waarheid en die lewe. En dan stap ons in hierdie verhouding met God, 'n lewende verhouding. En dan het ons by die offeraltaar gekom. Die vraag was, godsdiens met God, vra 'n offer. En ons het geleer by Paulus, hy sê, gee julle self as die lewende heilige offers, wat vir God aanneemlik is. En dan het ons verby die offeraltaar gestap, en was ons op pad daar na die ingang van die tabernakel toe, en daar is 'n waskom, wat daar gestaan het. Die waskom was vir die priesters, om hulle hande te was, om hulle self te reinig, want die bloed het maar gespat, en 'n mens weet dat jy kan nie die hele dag werk, sonder dat jy nie ook vol bloed word nie. So hulle moes hulle self was, kort. Maar die waskom was 'n interessante manier van gebou gewees. Aan die binnekant was daar spieëls gewees, nou nie spieëls soos wat ons dit ken nie, maar koper wat blink gevry was, dat jy jou weerkaatsing kon terugsien kaats. So met ander woorde, as jy oor hierdie waskom buig, dan het jy jouself gesien. En dan kon jy weet, maar ek is besig om myself te reinig. Ek is iemand wat die offer gebring het, en die Here sê vir my met hierdie waskom, jy is 'n gereinigde. Ek sien jou raak. Ek wil hê jy moet jouself ook ervaar as iemand wat van jou sondes bevry geraak het met die offer wat jy gebring het. En dan eers, wanneer ek hierdie reinigingsriete gedoen het, dan kan ek instap, en dan is die voorhangsel of die gordyn wat voor die tabernakel gehang het, was 2 gerubs. Nou, as ons nou 'n bietjie terugdink aan die tuin van Eden, was daar ook engele wat met getrekte swaarde wat vurig was, het hulle die mens uitgehou uit Eden uit. En hier is 2 engele wat nie swaarde in hulle hande het nie, maar sê dat hulle is waaksaam oor die tabernakel, en jy kan instap, want jy toegang verkry, want Christus is die weg, die waarheid en die lewe. En ons het klaar die waarheid ervaar van, dat ons sondige mense is, wat van ons sonde verlos is, dat ons gereinig is met die bloed van Jesus Christus, en nou kan ons instap in die tabernakel in. En dan as ons instap in die tabernakel, dan is daar 'n hele nuwe leefwêreld wat vir ons oopgaan. In die tabernakel was daar hierdie wonderlike lig wat daar gebrand het. En die lig het gekom van die goue kandelaar wat daar was, die menorah. En die menorah was amper soos 'n boom, met sy takke was hy gemaak gewees. 3 takke of arms aan elke kant, het hy dan 3 blomkelkies gehad in die vorm van amandelbloeisels, en hierdie amandelboom was die eerste boom in die Midde-Ooste, wat met pragtige wit bloeisels die aankoms van die lente aangekondig het. So met ander woorde, hierdie boom se vorm, hierdie kandelaar se vorm, was van hier kom lewe. So dis die betekenis. So as ons kyk na die lig, dan sien ons die betekenis daarvan is dis 'n vlam van lewe. Dis 'n lig van lewe gewees. So, en dan suiwer olyfolie was gebruik, amper soos 'n kerspit wat in lampbouers was, om dit te laat brand. En ja, hulle sê dit was 'n redelike swaar ding, so 43 of 34 kilogram goud. En die 7 lampies wat daar was aan die bokant, het dag en nag bly brand. So iemand moes kort die olyfolie inhoud aanvul, sodat dit kon bly brand het. En natuurlik was dit belangrik, want die gordyn het dit natuurlik skemer gemaak. Die lig het 'n bietjie buite gegaan, maar nou is dit sy eie lig, en die eie lig wat dan daar vir ons gegee word, met die mooi beskrywing van hoe dit lyk en wat dit alles was. Hierdie menorah met sy 7 liggies wat aanhoudend brand het aan die een kant gestaan van hierdie reghoekige oppervlakte wat die binnekant was. En nou weet ons dat wanneer ons met lig te doen het, dan hardloop ons terug na Jesus in die Nuwe Testament. En natuurlik sê Johannes vir ons in Johannes 1
en die lig het na die wêreld toe gekom en die duisternis kon dit nie oorweldig nie. So dit maak nie saak hoe donker dit daar aan die binnekant van die tabernakel was nie, die lig was sterker as die duisternis. En dan kom ons ook in Johannes 8, sê die Jesus self, ek is die lig vir die wêreld. Wie my volg sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. Pragtig as 'n mens kyk na die simboliek daarvan. So met ander woorde, wanneer ons dan nou hier inbeweeg en in 'n verhouding met die Here staan, moet ons weet, ons beskik oor die bron van lig. Want toe God gesê het daar heel in die begin, was dit die een van die eerste dinge, laat daar lig wees. So met ander woorde, God is die ene wat die lig se bron is. Sonder dat hy dit sê, sal daar nie lig wees nie. En Christus kom en sê, hier is die bron, hier is ek is die lig vir hierdie wêreld. Nou ja, nou kan 'n mens 'n klomp dinge daar rondom maak, né? Maar wat belangrik is, dat die tabernakel daai tyd al vir ons sulke belangrike inligting gegee het, om te sê, in 'n verhouding met die Here, sal ons nie in duisternis ooit verkeer nie. Want in 'n verhouding met die Here, het ons die lig wat lewe gee. So, dis belangrik dat ons sal weet dat, wanneer ons dan nou hieroor praat, dit vir ons opgewonde sal maak, en sê, maar ons het nooit besef dat in die tabernakel alreeds, daar hierdie wonderlike, betekenisvolle simboliek was nie. Baie dankie Christo, bietjie musiek en dan luister ons verder na Dr. Christo Nodee. En dan, natuurlik, as ons so 'n bietjie verder kyk, dan sien ons daar was so 'n meterlange tafel gewees, wat so 1/2 meter breed was en so 3/4 meter hoog is, en hy was van doringhout gemaak met goud beslaan, en op hierdie tafel was daar brode wat daar gelê het, 12 van hulle. So met ander woorde, elke stam moes dan uiteindelik 'n brood vir dag gegee het. Maar die brood was vir 'n week lank gewees, so met ander woorde, elke bakker van elke stam moes gekom het, en moes hy dan iets bring in die vorm van, dat ons is bewus daarvan, dat hier is brode. Jesus het ook kom sê, en dis die wonderlike hiervan, ek is die brood van die lewe. Nou kan ons skielik sien, hoekom Jesus in die Nuwe Testament al hierdie simboliek van die Ou Testament vat en dit betekenisvol toepas op die redding wat hy kom bring, op die ewige lewe wat hy kom oopsluit vir ons, sodat ons weet dat binne in die tabernakel alreeds hierdie wonderlike tekens vir ons gemaak was, vir die volk van God gemaak was en gegee was, om te sê, maar wanneer ek in 'n verhouding met die Here staan, het ek lig nodig, want Jesus kom en hy sê, ek is die lig. So ons kan nie sonder lig in hierdie wêreld, in my omstandighede, in die dinge waarmee ek sukkel, uiteindelik kan ek nie so dit doen wat die Here van my vra, sonder daai lig nie. En om dan in omstandighede te beland waar ek voel, ek is gedreineer, ek kan nie meer aangaan nie, dan kom die Here en hy sê, maar ek is die brood wat lewe gee. En hy sê ook daar vir die vrou daar by die put, dat hy is ook die water. So met ander woorde, die Here kom en hy gee volledig vir jou en my, wat ons nodig het. Hier kom die toonbrode, dis die tafel van die toonbrode word dit genoem, en dan na 'n week, dan kon die priesters dit eet, en dan is daar nuwe brode gebak, om dan vir die volk te herinner. Maar die Here is die ene wat eintlik vir ons in staat stel om brood te kan bak, wat vir ons koring gee, wat dit laat meel word, wat dit laat rys, om daardeur vir die Here te sê, dankie Here, U is die ene wat ook voorsien in ons daaglikse brood, onse Vader gebed, wanneer ons dan nou dit dink. So, die brood is 'n geweldige swaar simbool, wat misskillende
toepassingsmoontlikhede en betekenisvol vir ons in ons geloofslewe is. En dan was daar die derde ene, en dit is die wierookaltaar. Die wierookaltaar was 'n regop struktuur van goud, wat van die altaar buite het hulle kole gebring, dit binnekant toe gebring, en dan daar was wierook gewees, wat ook dag en nag gebrand het. En die Openbaring sê vir ons, dat hierdie wierookaltaar is die gebede van die gelowige. Dis die simbool van gebed. So wanneer ons met die Here te doen het, het ons met lig te doen, het ons met brood te doen, het ons met gebed te doen. En die gebed is 'n aanhoudende ding. Die wierook is nie op 'n stadium net vir 'n uur gebrand nie. Die wierook het ook dag en nag gebrand, om vir ons te sê dat God is gedurig in kontak met ons gebede, en ons met ons gebede is gedurig in kontak met God. Maar dan kry ons 'n ander betekenis ook. Jesus wat kom en hy sê, ek tree met my gebede vir julle in, by die Vader. So met ander woorde, wat 'n kragtige simbool is daar nie in hierdie tabernakel nie. So wanneer ons na hierdie tekens kyk, dan stap ons in 'n lewende verhouding met God, wat my gebede 24 uur per dag geluister word. God 24 uur per dag vir my intree deur Jesus se gebede. En daar's 'n kragtige wisselwerking tussen hierdie wierookaltaar en my lewe. En dan het ek ook brood wat ek ontvang, God wat voorsien, en dan het ek aan die ander kant hierdie wonderlike lig wat daar is vir my lewe. So Willem, wanneer 'n mens dan nou kyk na hierdie tabernakel, en 'n mens kyk na hierdie tent in die woestyn, is dit so vol simboliek, dat ek met my geloofslewe so verryk kan word, deur hierdie simbole, deur hierdie wonderlike wisselwerking, deur die argitek, God, wat dit laat gebeur, om vir my iets te vertel van sy verhouding met jou en my. Jy weet, as jy praat van die brood, dan hoor ons eintlik die brood. As jy praat oor die lig, ons program se naam is Lig op Lig. Dis die lig. Dis eintlik oorverdowend, hoe duidelik die simboliek deurspoel na ons teen vir ons kom sê, wie God is, en die verhouding wat hy van ons wil hê, en in watter verhouding hy met ons staan. Christus, ja, is verrassend, as jy dit vir ons oopbreek en elke keer wys op elke stuk, dan is dit nie net dooie simboliek nie, dan word dit 'n lewende godsdienst. Dankie, ja, Willem, ek dink dit is eintlik die bedoeling. Dis 'n tent in die woestyn. Kan jy dink van alle plekke? God gaan siek nie 'n oase en dan slaan hy 'n tent op nie. In die woestyn kom hy en hy sê vir die volk, ouens, op die slegste plek moontlik op aarde, in 'n woestyn, kom ek en ek sê vir julle, hier's ek. Dis wie ek is. Dis die wisselwerking tussen jou en my. So maak nie saak waar ek is nie. Dis eintlik vir my 'n ongelooflike troos dat God in die woestyn hierdie wonderlike tabernakel kom opslaan. Nou ja, Christus, vat vir ons saam en sê, hoe gaan ons nou dit vir ons prakties maak in hierdie volgende paar dae om hierdie beelde, hierdie simboliek konkreet deel van my lewe te maak. Laat dit betekenis het, want dit moet betekenis het vir die volk van oud en vandag is ons die volk van God. Ek dink die belangrike is God sorg vir my. Maak nie saak waar ek myself bevind nie. God sorg. Hy gee lig, hy gee brood, hy gee wierook. So met ander woorde, God sorg. En ek dink dit is vir my die belangrike van die tent in die woestyn. God wil sorg. En natuurlik, wanneer 'n mens na die tabernakel kyk, dan is daar 'n wonderlike wisselwerking van God se sorg vir my. So hy gee vir my diere om te kan offer. Hy gee vir my water om te kan reinig. En dan laat hy my instap in 'n ruimte, 'n binneruimte, waar hy vir my sê, hier verinnig die verhouding. Ek is die God wat sorg. Ja, Christus, dit laat my se hare amper reis. As iemand dalk met jou verder wil praat daaroor, gee nommer asseblief. Ja, Willem, dit is 082-785-1106. 082-785-1106, dit is Dr. Christus Nadee oor die tent in die woestyn. Christus, baie dankie, tot 'n volgende keer. Gesels ons weer.
Dankie Willem, wonderlike dag vir jou en ook vir elke luisteraar.